So, daar's altyd die eerste ding in die lewe vir alles wat kan gebeur, nee, en ek is nogal voorstander vir eerste ding wat in die lewe gebeur. Ek het nou nog vir iemand gesê, weet jy, niemand is perfek nie, en dis hoekom ek in trou is altyd so bang as ek sê die mense se verkeerde naam, jy weet, Hel van Aarde, jy weet, so 'n papier, dat ek as ek hulle nou trou, dat hulle altyd Smit is aan die einde, anders trou ek Dorothy en Jan, en dan sit eintlik Koos en Piet, of Sunny. So, terwyl ek speel, sien ek Enrico maak vir ons die doopvond vol. Is daar 'n rede? Nee, okay. Julle nou voel ek verlig, hoor. Verbeel jy staan hier so, jy sê, "Oei, is dit doop vanmôre?" Doop? Wie? Doop ek jou? Hoe het ek dit nie geweet nie? Rarig. Genial. Fantastic. Okay, so nou weet ek, nou weet ons. Gelukkig het ons al die gesprekke gehad wat nodig was om te hê. So dis vir oggend. Fantasties. Alright, nou, ons doop jou. Nou is ek ook op dieselfde bladsy. Jo. Okay. Goed. Ek sê vir julle, dis wat gebeur as jy 'n week weg was op 'n kamp, nee, as jy terugkom, baie dinge gebeur. Julle sal sien vandag is ek nou nie hier in 'n knopies hemp en in 'n das nie. Ek is hierso ook ek is hierso so 'n bietjie in my kamphempie. Ons is op 'n kamp gewees. En dit is eintlik 'n fantastiese, wonderlike kamp gewees waarop ons was. Die kamp se naam was Mooi Genoeg gewees. En dis regtig nogal 'n baie spesiale kamp. Hierdie kamp gebeur nou al vir 31 jaar. Of daar kom ons sê dit andersom. Daar was al 31 Mooi Genoeg kampe gewees. En toe het ons vir 7 jaar opgehou met die kamp. En die Here het dit regtig nog op ons harte gesit dat ons weer met die kamp moet begin. Die kamp is 'n kamp spesifiek gemaak vir hoërskoolkinders. Maar die kamp is baie uniek. In die sin dat dis nie net een gemeente se kinders wat gaan nie. Dis ook nie verskillende gemeentes uit dieselfde gebied uit wat gaan nie. Die kamp gebeur in Bloemfontein en ons kry mense van Johannesburg af, van Roodepoort af, dis die busie wat ek kry. En dan sal mense uit die buitewyke daar in Bloemfontein en Brandfort en al daai plekke, en al daai mense kom dan ook na die kamp toe, daar van Vrystaat af, en dan, ek weet nie wie van julle onthou vir Morney wat voor my hierso was nie. Morney kom met 'n bus vol kinders van die Kaap af op. So moet julle dink, nee, dit is nogal 'n ver rit vir hulle om te ry. Gelukkig is daar bestuurders, almal kan lekker in die bus slaap terwyl die bestuurder ry, en hulle kom dan nou op, en dan kom daar 'n groot verskeidenheid van kinders bymekaar. En natuurlik is dit mense uit totaal en al verskillende wêrelde. Hierdie ouens hierso van Johannesburg, jy weet, hulle praat soos Johannesburg mense, hulle is Johannesburg mense. Ons is lekker, jy weet, dis is hoe dit werk, is lekker. Dan kom jy in die Kaap, en as jy in die Kaap sê, ons is lekker, dan klink dit so, ons is lekker. Ons is lekker. Hulle kan nie verstaan hoe sê ons liewe heksie nie, want dis liewe heksie. En dis ek. En hulle is Weskus nog ook, nê? So nou moet julle weet, dis heeltemal ander mense. En dan, jy weet dan kyk jy sommer met die Vrystaat ouens. En dis die ouens wat skoolbank om te gaan stropery, verstaan julle? So daarso is 'n wêreld van verskillende mense wat bymekaar kom. En dis ongelooflik om te sien wat die Here daar doen. Ons overplan glad nie daai kamp nie. Dis 5 dominees wat bymekaar kom. En ons elkeen het ons bane waarin ons beweeg. Een ou doen die praise and worship, een ou doen die sport, een ou, dan ons almal het 'n sessie in die aande en al die goeters. En dan laat ons toe dat die Gees ons beweeg in 'n rigting in. Dis scary. 'n Mens, as wel ek like van beplanning doen en alles, nê. So dis nogal vreesaanjaend as jy by 'n plek aankom, jy het 'n algemene rigting waarin jy beweeg, jy het 'n algemene klomp goed wat jy oor gaan praat en wat jy gaan sê, maar jy los dit vir die Here dat hier 'n flow kan gebeur. Nou ons tema hierdie jaar was natuurlik die tema waaroor ek vanoggend gaan praat, en dit is I'm broken. As jy hom so lees staan daar I'm broken, en as jy die rooi lees staan daar I'm okay. Ek is gebroken, maar ek funksioneer, ek is ook okay.
En die hele tema het daar gegaan dat ons 'n bietjie met kinders gesels oor hulle gebrokenheid, oor die gebrokenheid van die wêreld, oor die gebrokenheid van mense om hulle, en hulle kans gee om met hulle gebrokenheid ook te kan werk. Ek wil amper sê om hulle gebrokenheid te kan konfronteer, om te kan engage, is die Engelse woord, met hulle brokenness. En ons het die kamp opgebou natuurlik na 'n hoogtepunt toe, en waar die kinders ook hulle gebrokenheid vir die Here neergesit het. En dan het ons hulle dan ook van daar af gevat om te sê, dis wonderlik dat julle dit gedoen het, dis hoe jy kan funksioneer in die wêreld van hier af. En saam met al hierdie temas wat ons doen, is daar groot lofprysing en aanbidding, en daar is sport wat ons speel met die kinders, en daar's volleybal. Jy weet 'n kamp soos in die ou dae, so 'n regte kamp. En dis ongelooflik gewees hoe die Here met elkeen gewerk het op hierdie kamp. En natuurlik is ons bevoorreg genoeg om 'n gemeente te wees wat kinders het wat ons kan stuur, wat ons kan soontoe stuur. Nou, ek wil graag vir Kara vra. Kara het so 'n gedeelte. Sy was op die kamp gewees, sy was een van ons radies. Nou 'n radie is natuurlik 'n raadgewer of 'n leier. En sy het so 'n kort gedeeltjie wat sy geskryf het, wat sy net vir julle wil lees, dat julle iets hoor vanuit die perspektief van een van ons kampers oor hoe dit was. En dan kan julle iets beleef van die verskil wat dit ook in jong mense se lewens gemaak het. So ons kan net so hierso praat, was hy. Okay, so hierdie kamp het my diep geraak. Ek het God se teenwoordigheid so sterk ervaar. Nie net in die aanbidding of diep oomblikke nie, maar ook in die lag, die sport, die dans en die eenvoudige oomblikke saam met mense wat sy liefde so mooi weerspieël. Ek het so lief geraak vir hierdie klompie kinders. Ons kom almal uit verskillende dele van die land, maar in net 6 dae het ons 'n familie geword. En saam met my mede-radies het ek 'n ongelooflike band gevorm. Mense wat saam met my gelei, gelag, gehuil en gebid het. Om tot ziens te sê was moeilik, maar ek weet God gaan aanhou werk in elkeen se lewe. Om 'n radie te kon wees het my eie geloof verander. Ek het gesien hoe God deur die jong mense werk en dit het my weer laat besef hoe lewendig en naby hy is. Van die big brag tot die gesprekke in die vroeë oggendure was hy oral teenwoordig. Ek het nuwe vriende gemaak, nuwe perspektief gekry en my hart is vol dankbaarheid vir wat hy gedoen het. Nie net om my nie, maar in my. Baie dankie Kara. Ek kan vir haar 'n klap gee. Nou, so 'n kamp het altyd is altyd interessant ook. So ek gaan vir julle net so een interessante storie vertel voordat ons nou verder gaan. En dit is, kyk, daar's as eintlik 2. Die eerste ene was dat ons die agterruit van die busie toe ek hom kry, was hy geshatter. En dit was die emergency exit venster ook. So hy was gebars, maar nog nie gebreek nie. So daar was 'n 4 rolle daktape op daai venster gewees wat ons gegooi het. Jy weet, hy het gewerk. En maar hy het daar uitgekom. Maar die eintlike storie was hierdie storie waar ons ry. En tussen Kroonstad en Bloemfontein is daar so 'n padstal. Ek weet nie of julle dit al gesien het nie. Jakkalsfontein of iets soos dit, padstal. So jy kan al petrol ingooi en eet. En ons stop in Kroonstad, net gou vinnig en ek sê vir hom, moenie nou kos koop nie, ons gaan daar vir julle kos koop op pad en dan kan ons gou petrol ingooi en piepie. En ons kom aangery na hierdie garage toe en Kersel kyk soos hy sê, "Jesus liefie, ek dink daai plek is toe." Ek sê van nee, met groot geloof sit ek nog my flikkerlig aan ook, jy weet. En ons kom sit ons op Wildraai te staan daar closed. Nou weet jy, die kinders het al 20 minute terug vir my gesê, hoor, hier ons moet piepie, Bram, jy weet, hier is ons dinge, ons is honger. Jy weet, ek sê vir Kersel, luister, soek vir ons die naaste pomp op die dorp, jy weet. En sy kry toe Oranje, daai OVK koöperasies. In die volgende dorp is daar toe 'n petrolpomp. En ons gaan toe na die koöperasie toe daarsom op verkeerde vlei. Wie van julle was aan verkeerde vlei gewees? Dis is wrong turn, jy weet, daar's niks. Net so vinnig, jy weet, in die dorp en daar by die koöperasie en gooi petrol in. En ons vra vir die vrou daar en sê, luister, hoor hierdie kinders is honger. Is daar nie iewers 'n Shoprite of iets waar ons vir hulle kan kos koop of iets en sy sê vir my, nee, dis boeresportdag vandag. En as jy net by die dorp uitry, die eerste straat regs, daar soos hulle sien is die mense, hulle het boeresport, daar's allerhande goede, soos 'n kerkbazaar. Ek sê nie, maar dis mos reg, nee. Maar ons ry so en toe ons draai daar in, ewe skielik hierdie ouens is obviously almal in verkeerde vlei, ken mekaar,
en mekaar se ooms en tannies en kinders, almal is daar, een family. Volgende oomblik stop hier 'n bussie van Rodepoort. Maak die taxi deure oop, hier kom almal uit. Jy kan sien die mense kyk so 'n bietjie snaaks, dan weet waar kom al die mense vandaan. Stap ons daar in, koop ons pannekoek en jaffles en alles. En so voorsien die Here toe nou vir ons vir die lekkerste kos. Ek koop 'n saad hier daar vir R25. Ek sê hulle, dis fillet steak op so 'n ding. Ek sê kyk, dis om lekker as jy die platteland bly, nê. Klim in die bussie en ry kamp toe en toe kom ons al aan. So elke kamp het ook sy storie en elke kamp het ook sy beweging. En dit bring mense bymekaar. En ons het hierdie tema gehad van I'm broken, I'm okay. Die tema wat ek vandag met julle wil deel is dit wat ons dan nou daar met mekaar gesels het oor, wat ons mekaar geleer het. En miskien vandag in jou lewe gaan hierdie tema, hierdie boodskap net so 'n groot effek hê, soos wat dit op 60 kinders, 20 leiers en 5 predikante se lewe effek gehad het. Daar is 'n ding wat ek vandag vir julle wil sê, en dit is, ons almal wat vandag in hierdie kerk sit, is op een of ander manier gebroke. Daar het dinge in jou lewe gebeur, deur die gang van jou lewe, wat jou op 'n manier verwond het, en wat jou op 'n manier gebroke gelaat het. Kan enigiets wees. Dit kan wees verhoudings wat verkeerd gedraai het, vriendskappe wat nie uitgewerk het nie. Dit kan wees egskeiding, verkeerde verhoudings. Dit kan wees 'n boelie wat jy op skool gehad het, of haaglike werksomstandighede wat jy nou het, druk wat jy nou in jou lewe beleef. Dit kan wees dat jy aan die periferie van die samelewing voel, jy leef altyd daar, so jy kom net nooit in die hoofstroom in nie, almal stoot jou uit. Dit kan wees dat dit mishandeling was, dit kan wees dat jy dalk op 'n manier in omstandighede groot geword het, wat nie goed was vir jou nie, wat vir jou sleg was. Dit kan iets wees wat so onlangs was, soos wat laasweek met jou gebeur het, en dit kan iets wees wat jy saam met jou dra vir die laaste 30 jaar. Die een ding wat ons vandag moet aanvaar, is dat ons gebroke mense is. En dat ons almal gebroke is. Niemand van ons wat hier sit, het nie gebrokenheid in hulle lewens nie. Julle sien, wanneer ons gebroke is, en ons kan nie daai gebrokenheid in ons harte erken nie, dan begin ons vanuit ons wonde uit en vanuit ons seer uit reaktief te leef. Ewe skielik begin jy dinge te doen en op maniere op te tree wat jy nie gedink het jy ooit sal doen nie of ooit sal sê nie. En wanneer ons na ander mense kyk en ons kan nie hulle brokenness raak sien nie, dan lyk almal se lewe vir ons perfek en ons weeg onsself op teen hierdie perfeksie in die wêreld wat daar nie is nie. En raak jou gat net dieper. Wanneer ons kan kom op 'n punt waar ons kan sê ek is gebroke. Ek aanvaar my gebrokenheid. Ek erken my gebrokenheid. Ek sien my wonde raak. Dan kan die Here met my begin werk. Want dan kan ek juist dit wat my gebroke laat by sy voete neersit en sê Here, genees ook my hart, genees my siel. Wanneer ek ander mense se gebrokenheid kan erken, kan ek hulle respekteer vir wie hulle is en vir die mens wat hulle is. Kan ek sag wees met mense en kan ons saam in die geloof groei om saam te sien hoe die Here in ons lewe betrokke is. Verder, wanneer ek ander se gebrokenheid ook kan aanvaar, bevry dit my as mens ook om te sê niemand is perfek nie. Ek is okay. Dis okay om gebroke te wees. Nou die vraag van die saak is nou hoe het ons so geword? Nou ek het nou 'n babatjie hier op die skerm en ek mag nou prentjies van babatjies begin gebruik, jy weet ek. Berei myself voor, jy weet. Al wat ek wonder is hoekom die doek aan, jy weet ek sal dit nog leer. So ons almal word gebore soos daardie babatjie. En ja, miskien baie keer word babatjies gebore en hulle is al bietjie siek en hulle is in ICU en al die tipe van dinge en hulle word weer beter of so. Maar daai babatjie is heel. Dis soos hierdie bakkie wat heel is. Vlekkeloos. Psalm 139 sê ons is aan mekaar gewewe van ons moeder skoot deur God. God maak nie foute nie.
Elke babatjie soos hulle gebore word is perfek gebore, soos hierdie bakkie wat ek hier in my hand vashou. Perfek en reg en mooi en hulle harte is skoon en hulle harte is rein. Maar hierdie bakkie moet gebruik word op 'n manier. Hierdie bakkie moet in die lewe kan funksioneer. En hoe meer ek hierdie bakkie gebruik, hoe meer staan hierdie bakkie 'n risiko om gestamp, gestoot, gechip, gekraak te word. En soos dit die lepel binne die bakkie beweeg, krap uit die bakkie en kom maar as ek 'n laag van die bakkie af en word die bakkie al hoe meer bros, soos die lewe hierdie bakkie stamp en stoot. Soos hierdie babatjies dan nou ook groter word en hulle word groot mense, is daar dinge in ons lewe wat ons chip, wat ons hart stamp, dat daar miskien 'n kraak is onder die oppervlakte wat jy nog nie sien nie. Is daar dinge wat ons bakkies broos maak, en dit maak asof hierdie bakkie, jy weet, hy staan op risiko om gebreek te word. En dan op een dag word dinge net te veel vir ons, en dan gaan hierdie bakkie en hy breek, en hy lê in stukke. Nou, ek gaan nie vandag die bakkie breek nie. Maar daai bakkie lê in stukke. En wanneer daai bakkie in stukke lê, ek is seker daarvan elkeen van ons in ons lewens het al op 'n plek gekom waar jou bakkie in stukke is, nê. Dan begin jy selfbeeldprobleme te kry. Wonder, is ek goed genoeg? Is ek mooi genoeg? Is ek slim genoeg? Wonder, wie is ek dan nou regtig? En 'n mens begin op te tree vanuit jou wonde uit. Jy begin reaktief te leef. Jy begin mense weg te stoot van jou af, omdat jy te bang is jy kry weer seer, soos wat jy seer gekry het. Jy begin al hoe meer aggressief te raak, want met aggressie kan jy half in beheer bly van jou omstandighede. Begin jy dalk aversief te raak teenoor ander mense, miskien begin jy jouself te isoleer, of miskien dalk word jy 'n workaholic, want jy wil net bewys dat jy wel 'n plek het in hierdie wêreld. Jy werk dag en nag op soek na mense se aanvaarding, want jy voel verwerp, jy voel weggestoot, jy voel eenkant gestoot, en jy moet jou waarde in die lewe oopveg. Wat ook al dit sal wees, 'n mens begin dan uit jou gebrokenheid reaktief op te tree. 'n Ander ding wat mense ook graag doen, is hulle wil nie hulle gebrokenheid konfronteer nie. So dan probeer hulle dan nou self half hierdie bakkie aan mekaar vassit, of wegkyk van die bakkie af. En dan gebruik hulle dinge om te vergeet miskien. Miskien gebruik hulle dan nou drank of dwelms of pille of wat ook al, om te vergeet van hulle gebrokenheid. Die probleem is, iewerster word jy weer nigter, nê? En dan is jou gebrokenheid net weer daar. Jy weet, ander mense probeer hulle gebrokenheid in die lewe volmaak met geld, weelde en rykdom. As jy dit probeer doen, sal jy nooit genoeg hê nie, want jy het altyd hierdie krake in jou wêreld, die stukke lê daar, en dit is eenvoudig net nie die gom nie, want jy kan stokstil alleen wees in die duurste huis in die wêreld. Dan is daar ander mense wat dit eenvoudig wegkyk van dit af, en dit nie glad nie na dit wil kyk nie, glad nie eens daarin wil gaan nie. Hulle smile net al die pad, hulle is soos 'n ysberg. Jy weet, in die bokant smile hulle, alles is perfek, en die onderkant is daar die diep seer wat hulle soms met hulle dra, en hulle gaan net eenvoudig nooit diep nie. Raak nooit diep nie, alles is 'n grap, ons gaan net aan. En dan 'n laaste voorbeeld wat ek wil maak is, ander mense probeer die krake wegvat deur sosiaal te wees, deur hierdie baie bekende persoon te wees, om bekendheid te hê, om met roem hierdie probleme weg te kry, om te sê, hierdie is eintlik wie ek is. Hulle verander soms self hulle name om weg te kyk van hulle seer af. En dis wat ons nie kan doen nie. Ons kan nooit ons eie gebrokenheid en ons eie seer regmaak nie. Ons kan dit bestuur. Dis al wat ons kan doen. En ons kan dit bestuur tot op 'n punt. Dan kan ons nie verder dit bestuur nie. Dan haal dit ons eenvoudig in. En dit is die hartseer deel daarvan, is ons kan in onsself nie ons gebrokenheid heel maak nie. Dit is gelukkig nie vir jou nodig om jou eie gebrokenheid
heel te maak nie. Al die pogings wat ons as mense sal aanwend, sal kortskiet. Omdat daar net een is, wie se liefde ons kan heel maak en ons kan herstel. En dit is God se liefde. Hierdie gebruik hiervoor noem ons kintsugi. En dis 'n gebruik in Japan. Hulle wanneer 'n bakkie breek of 'n bord breek of 'n glas breek of wat ook al breek, dan gebruik hulle goud om hierdie bakkies reg te maak. En dis nogal 'n baie interessante gebruik, want hulle vat juis goud en maak hierdie bakkies reg, so die krake word die kunswerk en die goud maak van dit waardevol, meer waardevol. Nou kom by die punt waar ons sê, maar hoe kan ek hierdie krake in my lewe regmaak? Hoe kan ek my gebrokenheid herstel? Wanneer ek bereid is om my eie gebrokenheid te konfronteer, wanneer ek bereid is om my eie gebrokenheid te erken, kan ek dit by die voete van God neerlê. En wanneer ek dit by die voete van God neerlê, kan God herstel in my lewe bring. Nou, een van die dinge wat ons gedoen het met die kamp, was om die lewe so 'n bietjie stadiger te maak vir die kinders, nê. Kyk, as 'n mens 'n bedreigende situasie ervaar, dan gaan jy in 'n mode in jou brein. Ons noem dit fight or flight, nê. So as 'n leeu op jou afgestorm kom, dan besluit jy of ek gaan hardloop of ek gaan my man staan. Een van die twee, maar jy moet daai keuse baie vinnig maak, nê. Nou as traumatiese dinge in jou lewe gebeur, verkeer jy in 'n veg of vlug manier, in 'n veg of vlug spasie. En jy kan nie regtig connect 'n koneksie hê met die seer in jou lewe nie. So wat ons doen is ons maak die kamp stadig sodat die kinders kan connect met hierdie seer in hulle lewe. En wat ek jou nou toe uitnooi is om iewers te gaan sit en te gaan dink, wat is die dinge wat my bakkie laat kraak het? Wat is die dinge wat my gebroken laat? Wat is die dinge wat vir my seer veroorsaak het in my lewe? Wat is my wonde? En dan daai wonde voor die kruis van Jesus neer te sit en te sê, Here, genees my gebrokenheid. Maak my weer okay daarmee dat ek gebroken is. Maak my weer okay sodat ek nie vanuit my wonde reaktief sal optree nie, maar dat ek sal optree vanuit u wonderbaarlike liefde. En wat Jesus dan doen is, hy wis nie ons verlede uit nie. Hy vee nie ons gebrokenheid weg nie. Hy maak nie daai bakkie heel sodat hy weer presies so mooi lyk soos hier nie. Nee, hy vat goud en gaan sit in ons gebrokenheid. Want hy besef, jou gebrokenheid is deel van jou storie. En elke mens se storie is so deel van hulle lewe soos hulle neus. Jou neus is altyd deel van jou lewe, jy sien hom net nie heeltyd nie. Nee. Oral waar jy gaan is jou neus. Jou storie is so deel van jou soos jou neus. En jou gebrokenheid is deel van daai storie. En God vul daai krake op met goud. Om te sê, kom ek wys jou, hoe was ek daar in jou gebrokenheid. Kom ek wys jou wat jy van jouself geleer het in daardie prosesse. Kom ek wys jou hoe jou bakkie gebreek het, maar jy nooit uit my hande uitgeval het nie. Kom ek wys jou iets van die lewe, wanneer ek hierdie krake vir jou volmaak met goud, met my teenwoordigheid. En dan word jy hierdie pragtige bakkie perfek, meer waardevol, as gevolg van dit wat ook met jou gebeur het. Jou storie, jou gebrokenheid is deel van wie jy is, maar God se lig skyn selfs in ons duisterste oomblikke. Maak dit reg. Maar verder sê die Here vir ons, hy gebruik goud om ons mee heel te maak. En wat doen goud aan daai bakkie, daai gebroke bakkie? Dit herstel hom in sy eer, maar dit maak hom meer waardevol. Dit beteken, wanneer ons deur ons seer beweeg het, word ons meer bruikbaar, meer waardevol in die Here se hande. Want die Here kan jou seer gebruik wat jy gehad het, jou trauma gebruik, en 'n verskil in die wêreld daarmee maak, omdat jy sensitief geword het vir die seer van ander mense. Omdat jy sensitief geword het van hoe die Here met ander mense moet werk. Sensitief geword het vir die gebrokenheid van hierdie wêreld.
Daarom het Jesus nooit, maar nooit weggekyk van mense se gebrokenheid af nie. Inteendeel, Jesus het dit gekonfronteer. Toe hy met die Samaritaanse vrou by die put gaan staan het hy nie gemaak asof sy perfek is en alles is maar net okay nie. Jesus het ingezoom in haar gebrokenheid in. Gaan kyk na haar lewe. Vir gesê, weet jy wat, ek ken jou geskiedenis. Ek weet jou lewe is gebroken, maar ek wil vir jou water gee waar jy nooit weer gaan dors nie. En dit wat Jesus in daai oomblik gedoen het, die erkenning van haar gebrokenheid, die feit dat hy haar die opsie bied dat hy haar sal genees, gaan haal sy die res van die dorp se mense en sê, kom kyk hier. Hier's iemand wat my nie net wil hê omdat as ek perfek is nie. Hier's iemand wat my wil hê terwyl ek nog gebroken is. Hoe mooi is dit? Jesus wil ons nie hê wanneer ons die dag perfek is nie. Hy wil ons juis hê waar ons gebroken is, sodat hy ons perfek kan maak, eintlik nog meer waardevol kan maak, dat ons in sy hande gebruik kan word. Partykeer gebruik Jesus die seer ook in ons lewe, om ons lewens op 'n ander koers te sit. Hy sê ook vir jou, jy's hier op pad op 'n plek nou, hierdie pad is nie wat ek vir jou wil hê nie, en dan gebeur daar iets, en dan gebruik die Here selfs daai oomblik, om ons te vat in 'n heeltemal ander rigting in. Hoe dit ook al sê, ons gebrokenheid is waardevol in God se hande. God het Jesus na hierdie aarde toe gestuur om wat te doen? Die gebrokenheid van die mensdom aan te spreek. En vandag nog gebeur dit in jou lewe, waar Jesus in jou gebrokenheid daar is, om heling te bring in jou wonde. Daarom ons pogings sal altyd kort skiet. En van daar af sal ons altyd ook optree vanuit op ons verwondheid en ons wonde en ons seer. Maar Jesus se poging is altyd suksesvol, want hy is almagtig en genadig en liefdevol. En wanneer ek kan okay word met my gebrokenheid, kan God my dan ook weer gebruik in sy hande. Nou, gebrokenheid is ook 'n Bybelse ding. Dit is daar, jy kan gaan lees gerus die storie van Job, gaan lees gerus die storie van Josef, gaan lees die storie van die Samaritaanse vrou, jy kan na Paulus se lewe gaan kyk, hoe hy ook geslaan was en gebroken was, fisies en op ander maniere ook, en hoe die Here hom nog steeds gebruik het. Die hele Bybel is vol verhale waar mense wat gebroken is deur God herstel is en in eer herstel is en gebruik is. En een van daai stories is die storie van Moses. Moses natuurlik is 'n baie belangrike figuur in die geskiedenis. En ek gaan nou sommer net so 'n paar punte wys oor wat Moses se gebrokenheid vir julle sal na die oppervlakte toe bring en dan net sê, maar kyk, God het tog ook vanuit sy gebrokenheid hom gebruik. Nou, eerste ding is Moses het hierdie ervarings gehad van verwerping. Nou, ons weet natuurlik, wetenskap het vir ons gewys, as kinders, as babatjies huil en hulle word nie getroos nie, dan kom daar effektief 'n gevoel in hulle onderbewussyn van verwerping in. En verbeel jy is 'n babatjie en jy huil bo op die Nylrivier tussen riete en niemand kan jou optel nie, niemand kan jou help. Inteendeel, dit stel jou lewe in gevaar, die feit dat jy huil. Dink jy die verwerping wat hy moes ervaar het. Daar staan in Eksodus 1:3, langer kon sy hom nie wegsteek nie. Daarom het sy hom in 'n busy mandjie gekry en dit met klei en pik dig gemaak. Sy het die seentjie daarin neergelê en dit tussen die riete aan die kant van die Nyl gesit. Dit is natuurlik daar gewees, want die Egiptenare het die Hebreëse babatjies doodgemaak. So sy het probeer om haar baba te red. Sy probeer hom red, sy edel gedagte, daai babatjie verstaan dit glad nie. Al wat daai babatjie kan ervaar is, ek huil, niemand help my nie. Verruil, Eksodus 1:10 sê, toe hy oud genoeg was, het sy hom na die dogter van die farao toe gebring, wat hom as haar eie seun aangeneem het. Sy het hom Moses genoem, want het sy gesê, ek het hom mos uit die water gehaal. Nou, hier is 'n ander storie, nee, hy is nou oud genoeg, en jy weet, en ewe skielik sê, jy het nie geweet as jou ma nie, maar sê, die vrou wat jy groot maak vir jou, hoor hierso, jy gaan nou weg, jy is nie meer by my nie.
daai afhanklikheid wat iemand gehad het in hulle lewe, wat hulle gevestig het by iemand, breek ons en ons maak van dit 'n amper so 'n voorwerp. Hierso is jou kind. Verruil. Moordenaar. Eksodus 1:11 sê toe Moses al 'n volwasse man was, het hy op 'n keer na sy eie mense toe gegaan en gesien dat hulle dwangarbeid verrig. Hy sien toe hoe een van sy eie mense, 'n Hebreër, deur 'n Egiptenaar geslaan word. Nadat Moses rondgekyk het en niemand gewaar het nie, het hy die Egiptenaar doodgeslaan en hom onder die sand toegekrap. 'n Moordenaar. Hy het so kwaad geword vir dit wat gebeur. En hy het 'n Egiptenaar doodgeslaan. Natuurlik het die storie toe by die Farao uitgekom. Toe word hy 'n vlugteling. Eksodus 1:15 sê, toe dit by die Farao uitkom, wou hy vir Moses daar doodmaak, maar Moses het van hom af weggevlug en in Midian gaan woon. So tot op hierdie gedeelte kom ons agter hoe gebroken sy wêreld is. En nou probeer Moses sy skerwe optel en bymekaar maak en hy trou met iemand en hoor wat het hy sy kind genoem. Moses het ingewillig om by Reuel te kom woon en later met sy dogter Sipora getrou. Toe sy 'n seentjie kry, het Moses hom Gersom genoem, want het hy gesê, ek woon as 'n vreemdeling in 'n vreemde land. Sy wonde is so op die oppervlakte, hy noem sy kind na sy wonde. Ek is 'n vreemdeling in 'n vreemde land. So Moses se lewe tot op hierdie stadium is totaal en al gebroke. Totaal en al gebroke. En hy is waarskynlik volgens ons die mees unlikely persoon wat God sou gebruik het, nee. Want ek bedoel sy lewe hy's 'n moordenaar, hy's 'n vlugteling, hy's verwerp, hy's verruil, maar God laat nie hom in skerwe bly nie. God herstel hom in sy eer. God roep vir Moses in Eksodus 2. Daarom stuur ek jou na die Farao toe sodat jy my volk, die Israeliete uit Egipte kan bevry. Toe sê Moses vir God, wie is ek sê die gebroke mens, wie is ek dat ek dit by die Farao sou waag en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees en die bewys dat ek jou gestuur het sal dit wees. Wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle my by hierdie berg aanbid. God herstel Moses se eer. Moses al sy pogings om te trou en om kinders te kry, al die tipe van dinge het nie vir hom die heling gebring nie. Wat doen God? Hy konfronteer eintlik vir Moses en sê, jy gaan nou terug na die land toe van waar jy vlug. En jy gaan daar gaan en jy gaan my wil uitleef. Moses was toe nou gehoorsaam. Eksodus 5:1 sê, daarna het Moses en Aaron na die Farao toe gegaan en gesê, so sê die Here, die God van Israel, laat my volk gaan om tot my eer 'n fees in die woestyn te vier. Maar die Farao het geantwoord, en wie is die Here nogal dat ek na hom sal luister om Israel te laat gaan? Ek ken die Here nie en ek sal Israel nie laat gaan nie. Nou moet ons natuurlik weet, daar het 'n hele storie gebeur en die 10 plaae het gebeur en al daai tipe dinge. Maar God het vir Moses gebruik. En God het hom juis gebruik as gevolg van sy verlede. Want Moses was hierdie perfekte persoon om in die hand van God gebruik te word, want Moses het die weg van die Egiptenare geken. Hy het in die paleis gebly. Sy gebrokenheid het hom die perfekte kandidaat gemaak vir God om te stuur, sodat hy kon gaan en in die paleis gaan praat met die Farao en vir hom sê, luister, laat my mense gaan. Hy het die woorde geken, die taal geken, die gebruike geken, want hy het dit geleer as kind. So sy gebrokenheid, sy verwerping, sy verruiling, al daai dinge wat met hom gebeur het hom perfek geposisioneer om deur God gebruik te word. Selfs sy vlugtelingskap het hom gemaak dat hy gebruik kan word. Want as hy nog in die paleis gebly het, of by die Farao gebly het, deel van die wêreld was daarso, hy sou moeilik vanuit daai wêreld af in oppositie kon staan en sê, maar laat my volk gaan. Hy moes eers uit dit uit beweeg uit. En daar vat God al die gebrokenheid van Moses en hy maak sin daarmee. Ek is
baie keer versigtig om te sê dat die Here opsetlik gebrokenheid in ons lewe sal veroorsaak. Ek dink gebrokenheid gebeur omdat dit 'n resultaat is van die lewe. Maar ek glo in 'n God wat selfs my grootste krake kan draai in die mooiste stories in. God laat die goed ten goeie meewerk vir die wat hom dien en vir hom liefhet. Hy maak van ons gebrokenheid kunswerke. Iets wat ons kan sien, iets wat ons saam met ons kan dra. Maar ons is okay met ons gebrokenheid, omdat God se liefde vir ons heling en herstel gebring het. Geen persoon kan jou belofte maak dat jy nooit gebrokenheid in jou lewe sal ervaar nie. Maar ek kan jou belofte maak dat God jou gebrokenheid sien, dat God dit aanspreek en dat God in sy liefde vir jou genesing bring op 'n diep manier. Elkeen van ons wat hierso sit, het 'n verlede, het seer, het pyn, het angs, het al hierdie dinge wat saam met ons kom. Maar die Here bring vir ons genesing. En wanneer jy dit kan konfronteer, by die Here neersit, kan jy okay word daarmee dat dit deel is van jou storie. I'm broken, I'm okay. Soos die Here Moses gebruik het, soos hy met Job gewerk het, soos hy die Samaritaanse vrou gebruik het, soos hy mense wat verlam was heel gemaak het, soos hy gewerk het met die wêreld, soos hy heling gebring het vir die gebroke wêreld, so bring hy heling in jou lewe. Vandag nooi ek jou uit om die gebrokenheid wat in jou lewe is raak te sien en te sê, okay, Here, hier is wie ek is, hierdie is my wonde, ek plaas dit voor u kruis neer, in u liefde kom genees my hart, in u liefde kom maak my rein, kom maak my heel. Here, u is almagtig, u is kragtig, gebruik my wonde tot eer van u naam, en help my om vanuit u liefde op te tree, nie reaktief op grond my wonde nie, en die Here kan jou lewe ook genees, soos wat hy doen met, soos wat ons geleer het met Kintsugi. Ons almal is gebroke, en dis okay, want die heling kom van die God van die heelal af, en van sy ewige liefde vir ons elkeen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag ook hier kan wees, en dankie dat ons kon gehoor het dat dit okay is om gebroken te wees. Dankie dat ons kon hoor dat niemand perfek is nie, selfs nie is die figure waarvan ons lees in die Bybel nie, maar dankie dat ons vandag gesekerheid in ons harte het, dat u ook ons gebrokenheid gebruik tot eer en verheerliking van u naam. Here, wanneer ons ook nou verder gaan en mense doop en mense blydenis van geloof laat aflê, Here, ons bid ook dat u in hierdie oomblik by hulle sal wees en dat u doop vanoggend vir hulle 'n bewys sal wees van u liefde wat genesing in hulle harte bring. Amen. Goed. Dan gaan we so 'n slukkie vat hierso.